Prys die Here, julle spesiaal hoor. Ja, ons gaan deur baie dinge in die lewe. Dinge gebeur met ons, want ons is nog in die lewe. Ja, en ons baie versoekings op ons pad, wat ons moet hanteer. Daar's baie beproewings op ons pad waardeur ons gaan. Maar omdat ons vashou aan ons hemelse Vader, sal ons hier deurkom. Amen. Ek wil vanoggend praat oor beproewings en versoekings, maar veral vandag oor beproewings. Omdat ons hier hierdie goed gaan, moet ons daaroor praat. Ons moet weet waaroor dit gaan, sodat ons staande kan bly. Ja, ek wil vanoggend vir jou sê, my liewe suster, daar is 'n wesentlike, 'n groot verskil tussen versoekings en beproewings. Jakobus 1 vers 2 sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Ek glo dis wat ons wil doen, né? Ons wil nie bly wees oor nie, maar Jakobus sê dit vir ons. Dan kom Jesus en hy sê vir ons in Matteus 26 vers 41, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Beproewings is volgens Jakobus ten goeie. En versoekings is volgens Jesus 'n gevaar wat ons moet vermy. Versoeking sê ons moet die aangename ding doen en nie bekommerd wees dat dit verkeerd is nie. Dis oukei. Die wêreld sê is oukei. Gaan maar net aan. Elke versoeking wat jou pad kan kom. Waar beproewings kom en sê, jy moet hierdie goeie eerbare ding doen en moenie dit vermy nie. Al maak dit seer, al is dit ongemaklik. Sal jy hierdeur en jy sal in oorwinning staan as jy wanneer jy deurkom. Ja, ons moet versoekings wat teen ons kom vermy. En ek wil volgende week juist daaroor praat. Maar ons kyk vandag na beproewings. Die verklarende woordeboek het ek gaan oplees en gaan kyk, wat beteken 'n beproewing? Nou ons almal weet seker teen die tyd, 'n beproewing is 'n toets waardeur ons gaan. Dis swaar kry waardeur ons gaan. Dis dalk moeilikheid op jou pad, of dis teëspoed of lyding, vertwyfeling. Maar daar's 'n doel, my liewe broer, suster, aan toetsing. 'n Doel waardeur ons gaan, wanneer ons deur moeilike tyd gaan. En ons sit aan etenstafel vanoggend, dis Tini sê my paar dinge, en ek sê vir ja, my vrou, God bring vir ons beproewings op ons pad, sodat ons meer suiwer aan die ander kant kan uitkom, heiliger kan wees wat ons is. Jeremia 17 vers 10 sê, ek, die Here, die grond en toets die hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Nou toetsing is om jou geloof ook te aktiveer. Hebreërs 11 vers 1 ken ons almal daai ding. Wat is geloof dan? Dis 'n vaste versekering oor dinge wat gaan gebeur. Dis 'n bewys dat God die dinge wat ons nie kan sien nie sal waarmaak. En dit definieer ons geloof wanneer ons is soos 'n hand wat uitreik na God en ons weet God gaan voorsien. En deur geloof glo ons wat God in sy woord sê waar is, en dit alles sal gebeur. Maar daar's 'n verskil, want almal het geloof. Maar almal leef nie geloof uit soos wat God wil hê ons moet bewees nie. Byvoorbeeld, ek dink 'n week of 2 terug het gepraat van 'n stoel. Ons almal glo dat hierdie stoel my gewig gaan vat en ons gaan sit. Ons het geloof dat hierdie stoel nie gaan breek nie. Of ons het geloof dat wanneer ons op die pad ry, al die borde wat ons kry wat rigtingwysers is om op die regte pad gaan vat. Of wanneer ek my GPS instel en sê ek is op pad so toe, vat my so toe. Ons geloof dat hy ons gaan vat. Maar daar's 'n ander geloof wat ons in die Here het. Dis wanneer ons geloof so 'n bietjie verfyn word.
Een ding wat ek vir jou kan sê, onthou, God stel nie belang om ons omstandighede te verander nie. Anders het hy. Jy stel belang daarin om ons karakter te verander. God wil ons beter mense maak. Want as ons nie gaan kom op 'n plek waar ons as Jesus is nie, gaan ons nie die ewigheid sien. Dink jy dan vir een oomblik dat God kon sy volk Israel vroeër uit die woestyn uitgelei het? Ek dink so. Is omdat hulle so hardekop was, en so eiewys was, en so ongehoorsaam was, dat God hulle net so 'n bietjie laat verdwaal het in die woestyn. Ek wil glo dat hy hulle wou toets en hulle gehoorsaamheid leer en hulle dissiplineer. Dis wat God gedoen het. Nou so, my liewe suster, is dit baie keer in ons lewe. Ons gaan dalk partykeer deur 'n beproewing wat vreeslik lank is, omdat ons nie uiteinde daarvan sien nie, omdat ons dalk so 'n bietjie hardkoppig is. Ons gaan deur moeilike tyd, want ons 3/4 van die goed wat ons doen is haal dit op onsself. Die Here kon die Israel in 'n week of 2 deur die woestyn gebring. En ek was daar, ek het gery met die bus daar. En ons kon daai pad geloop het. Maar om 40 jaar in die woestyn te verdwaal, omdat ek hardkoppig is dit wat steeds in baie mense lewens vandag gebeur. Mense wil nie hoor wat God vir hulle sê. Dis daarom dat ons deur beproewings moet gaan, sodat ons kan hoor wat die Here vir ons wil sê. En God voorsien nogtans. Ek weet vir 40 jaar het die Israeliete deur die woestyn geloop en hulle het nie skelekke tekkies gehad wat ons vandag gehad nie. En dit het nie versluit, hulle klere het nie versluit nie. Wat God voorsien. Hulle voete het nie geswel nie, hulle het hulle ver geloop. So voorsien God, daai tyd voorsien hy steeds vandag. En omdat baie mense hardkoppig is ons ook vandag in baie dinge waardeur ons gaan, wat ons al lank tot deur kon gewees het. Here voorsien in elke opsig. En hy dissiplineer ons soos 'n pa sy seun, sy kinders dissiplineer. Ek meen as jy nie jou kinders gaan dissiplineer nie, gaan hulle hand uitdruk. En dis die ongelukkigheid wat die wêreld vandag verkondig aan ons. Hulle kan nie meer pak kry nie. Dis hoekom jy nie in 'n skool kan gaan staan nie. En ek haal my hoed af vir elke onderwyser in hierdie tyd. Mense, ons gaan deur al hierdie dinge omdat ons baie keer nie wil hoor nie. God wil hê dat ons moet weet dat hy vir ons lief is. En die Here wil ons toets of te sien of ons hom lief het en of ons sy woord gehoorsaam. Nie net sy gebooie nie, sy woord. En dis daarom dat ons by die 3de punt kom wat ek ook wil noem. God louter ons met vuur soms. Sagaria 13 vers 9 sê, ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal my aanroep en ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê, hulle is my volk en hulle sal sê, die Here is ons God. My liewe suster, die Bybel leer ons duidelik dat God ons lief het en ons sy kinders het. En daarom sê Romeine 2 vers 8 vers 28, alles sal ten goeie meewerk vir hulle wie God lief het. So as ons nader aan die Here wil kom, onthou ons gaan deur toetse gaan. Onthou ons gaan deur moeilike tye in ons lewe gaan. Ons gaan toetse en moeilike tye en beproewings in ons lewens kry. Maar alles, hoor mooi, alles sal ten goeie meewerk van alles in ons lewens, omdat die Here vir ons lief is. Dus in alle dinge wil God hê ons met die hoogste doel bereik om meer en meer te groei na die beeld van sy seun Jesus. Dit is die doel van 'n Christen in ons lewe is om deur toetse en beproewings te gaan, om ons in staat te stel om daardie doel wat God vir ons het te bereik. Dis deel van die proses van heiligmaking, om afgesonder te word vir God se doelwitte en om te lewe tot sy eer. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 wys vir ons, hoe werk hierdie toetse? Kom ons kyk daarna. Hy sê, vir die Here gee hy hieroor, selfs al dit alles het nodig het, jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word,
deur allerhande beproewings. Verheug julle, wees bly daaroor, Here, dat ek hierdeur kon gaan. Dit gaan nie jou help, jy gaan op 'n ashoop sit as dinge bietjie moeilik raak nie. Verheug jou daarin, dan sal die Here jou hart sien, en wanneer jou hart sien, en hy sien jou in jou, in sy beeld in jou, dan sal jou toetsing stop. 1 Petrus 1 vers 7 sê, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaar as goud wat vergaan. Kyk hoe kosbaar is geloof vir die Here. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van die Here geloof moet ook getoets word. Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Here, hoekom moet ek alweer hierdeur gaan? Here, hoekom moet dit met my gebeur? Daar is een of ander tyd 'n goeie doel agter dit wat gebeur in ons lewens. Ons wil nie hê dit moet moeilik gaan nie, amen. Ons wil nie hê dat dit nie goed moet gaan nie. Ons wil nie op 'n klomp gaan sit en bekommerd wees oor iets nie. Want ons almal wil dit net maklik hê. Maar God doen sulke dinge in ons lewens net om ons beter mense te maak. En ek dink vandag, so jy dalk hier sit en jy sal 'n naam kon gee aan die beproewing waardeur jy was die afgelope tyd. Daai stukkie hartseer, of daai bekommernis wat jy deurgegaan het, jy sal 'n naam aan dit kan sit. Want net jy weet waar jy gegaan het. Maar die feit is, beproewings is deel van ons lewe. Ons is nie gevrywaar van moeilike tye omdat ons kinders van die Here is nie. Inteendeel, die Here het ons gewaarsku daaroor dat ons gaan moeilike dinge gebeur. Ons gaan deur moeilike dinge gaan. Maar ons moet begin kyk na die uiteinde van die saak. Want ek glo dat wanneer jy in 'n moeilike ding gaan en alles is moeilik en jou hart is oop en jou gees is oop en jy kan bly wees, Here, dis goed dat ek hier gaan, Here, want ek sien die uitkoms gaan vir my beter wees. Glo ek en vertrou op jou, die uitkoms gaan sommer baie vinnig kom. 1 Petrus 4 sê, vers 12, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Maar dit lyk vir my, my liewe suster, op 'n proewing, 'n kind van die Here, eintlik ons tot 'n dieper betekenis, 'n groter betekenis kan bring. Dis nie net oppervlakkig nie. Hierdie goed wat ons nou praat is diep dinge, my liewe suster. Dis nie net slegte tyd waar jy moet gaan nie. Dit is eintlik 'n groot betekenis daaraan. 'n Geestelike betekenis daaraan. Jakobus sien geestelike betekenis in beproewings as hy sê in Jakobus 1 vers 3. My broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Daarom word die beproewingstyd in ons lewens dikwels in die Bybel af gelooftoetse gedoen. En as jy daai toetsdop van jou weerskryf, het jy dit al gehoor? Somtyds dop ons toetse, elke dag, elke week, en ons sal ons weerskryf. Ons gaan deur tye gaan waar ons geloof getoets word. Waar ons getoets word, of dit geloof gaan wees of ongeloof gaan wees. Dit sal weer. Psalm 66 vers 10 sê, U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. En toe ek hierdie gedeelte eers besef ek, die Here is so groot, die Here is so kosbaar, dat in sy woord vertel hy vir ons presies hoe ons en waardeur ons gaan. Jy sien, wanneer 'n goudspit, of kom ek sê silverspit, of wat ek jy moet noem, vir juwelier, vat hy al die, kom ek noem maar silverstukkies by mekaar, en hy gooi dit in 'n bakkie. En dan gooi hy seker vir mekaar hier daarby, en hy sit 'n vlam daarop. En nou soos hierdie spinnetjie warm word, spel die onsuiverhede na een kant toe. Dit gaan weg van daardie kosbare suiwerheid. Maar nou wil ek vir jou sê, daar is eintlik 'n baie groot geheim daarin, wanneer daai bakkie die hitte onderhou. En die geheim is,
wanneer om die hitte af te haal. As jy die vlam te lank op die bakkie hou, verbeur dit dat die mineraal wat jy daarin verhit, oorverhit en dan raak die goud op wat ook al eintlik niks werk nie. So dis 'n kritiese oomblik, hoor mooi, dis 'n kritiese oomblik wanneer die suiwering van daardie silwer optel. En jy moet heeltyd jou oog op daai bakkie hou met daai silwer ding, sodat jy dit op die regte tyd kan afhaal. En toe ek dit lees, besef ek, eers haal dit af, wanneer jy na daai silwer in daai bakkie kyk, en jy kan jouself daarin sien. Dis soos 'n spieël, dit word 'n spieël. Jy kan jouself, dan weet jy moet dit nou afhaal. Net so louter God ons. Wanneer ek en jy in een of ander beproewing beland by broers en susters, en dit word warm onder ons en om ons. En dan is daar 'n paar goed wat jy net in jou hart moet weet, is dit, God hou ons vas. Jy bly in sy hand. Niks sal jou uit sy hand uitroep nie. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my hand red ek jou nie. Is dit nie wonderlik nie? Wat God vir ons eintlik sê, ek hou my oog die hele tyd op jou. Ja, jy gaan deur hierdie beproewing en dit word warm, maar my kind, ek het jou so lief. Ek hou my oog die hele tyd op jou. Al gaan jy deur swaar kry, sal ek jou nie los nie. Ek hou my oog op jou. Want jy sien my kind, die oomblik as ek na jou kyk en ek sien myself in jou, halleluja, dan vat ek die hitte weg. Is dit nie wonderlik nie? God sê, hy kyk na ons. En wanneer hy onsself in jou sien, sê die Here, sal ek dit wegvat. Ons lees in Psalm 32:8, ek wil jou onderrig en jou die pad weet wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Is dit nie wonderlik nie? Al gaan ek deur moeilike tye, al gaan dit dinge lyk nie lekker goed om nie, sien die hele tyd die Here. Hy hou ons die hele tyd op, en op die regte tyd sal God daai beproewing wegvat. Miskien het jy al gewonder, hoekom van die Here nie weg nie? Hoekom hou dit net aan, en die Here doen dit nie vinnig genoeg nie? Dan wil ek vir jou vanoggend sê, op die regte tyd sal God daai beproewing wegvat. Die oomblik wanneer hy homself in jou sien. En weet jy wat? Dit verskil van persoon tot persoon. Ons kan nie vir jou sê, dit gaan 2 weke wees nie. Ons kan nie vir jou sê, dit gaan 1 jaar wees. Ons kan nie vir jou sê, dit gaan 40 jaar wees nie. Maar ek weet net een ding, wanneer God na jou kyk, en hy sien homself in jou, sal hy dit afhaal. Want God se beeld word dan duideliker deur jou gesien. En jy sal dan suiwer word. Van wat? Van wat suiwer God ons so baie? Ons eie belange. Ek stel my eie belange voor God. En baie keer gaan ek deur 'n beproewing, omdat ek dink ek is groter as God. Soms moet ons net geskei word van ons eie belange. Ons eie egos. Wat vir my saak maak, is al wat tel. Ons eie sekuriteite. Daai oomblik wat ons nie meer in die Here begin vertrou. Sê Here, ek is okay. Ek worry nie meer dat U oor my wag nie. Gaan die Here beproewing jou pad aanspring. Hy gaan die mand onder jou voet uitruk, sodat jy kan terugkom op die plek waar jy moet wees. Nog iets wat die Here ons mee beproef, is ons sonde. Ons luister nie lekker soms wat die Here vir ons sê nie. En totdat jy, of totdat God sy beeld in jou gaan sien, sal jy deur 'n beproewing gaan. Romeine 5 vers 3 verduidelik dit so goed. As jy wil neerskryf, is baie belangrik. Want swaar kry, sê die woord van die Here, kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop.
en die hoop beskaam nie. Dis 'n groot versie. Vertel vir jou hoe jy deur die proses gaan gaan. Kind van die Here Jesus, ek wil vandag vir jou sê, in jou beproewings, in die beproewings wat jy nog sal gaan, onthou hierdie beeld van silwer wat gesuiwer word. Onthou, jy is in die hand van die Here en hy sal jou nooit los nie. Onthou, hy hou sy oog op jou en hy sal dit nie afhaal nie. Onthou, God sien raak waardeur jy gaan. Onthou, hy sal jou toelaat dat jy geloof verloor of bo jou vermoë bedroef word nie. Hy sal jou op die regte tyd afhaal van dit af. Vertrou hom daarvoor. Beproewing is tye wanneer ons deur geestelike groei, waar ons gesuiwer word. Dis die tye wanneer die goudsmid van alle goudsmitte daaraan werk om sy beeld in my duideliker te laat sien. En deur al die toets en beproewings van die lewe, het ons die oorwinning aan die einde van die tyd. 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. En aan my liewe sister, alhoewel ek en jy in 'n geestelike stryd is, en Satan nie autoriteit oor die gelowige het nie, wil ek vir jou sê, het God vir ons sy woord gegee om ons op te tel. Sy Heilige Gees vir ons gee om ons in staat te stel om op enige plek, op enige tyd te bid oor enige iets. En hy verseker ons, my liewe suster, dat geen beproewing ons bokant ons krag sal toets nie, sodat ons dit nie sal dra nie. En dan sê 1 Korintiërs 10 vers 13 van ons, hy sal vir ons die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Onthou 'n bietjie hierdie dinge vir die volgende keer wanneer jy moeilike tyd gaan. In Romeine 8 vers 28 weet ons dat God het alles wat goed meewerk vir hulle wat volgens sy besluit geroep is. Kan ek vanoggend vir jou sê, mag die Here jou dra deur die volgende beproewing wanneer jy gaan. En wanneer jy op jou stilte tyd gaan sit en sê, Here, hoekom moet ek hierdie goed gaan? Waaroor moet ek nou weet hierdie goed gaan, Here? En ek vir jou sê, jy het die toets nie geslaag nie. Dan wil ek jy moet hierdie beeld van daai bakkie met silwer onthou. En onthou, wanneer God hom in jou gaan sien, sal hy dit afhaal. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons maak ons bid en bid ons saam. Here, U het vir ons 'n goeie les geleer vanoggend. U het vir ons 'n praktiese riglyn gegee waarin ons onsself kan help wanneer ons die volgende toets moet skryf. Wanneer ons deur die volgende moeilikheid gaan, wanneer ons op ons knieë gaan en kan bid en hierdie bakkie met silwer sien en kan weet, Here, die oomblik wanneer U self in ons gaan sien, sal dit verby wees. Dankie, Here, daarvoor. Dankie, Here, dat ons kan leer uit U woord. Dat ons kan opkyk na U en kan weet, U is ons hemelse Vader. U sal niks doen wat ons skade bring nie. U sal eerder dinge doen wat ons gaan optel, ons gaan ophef, ons beter mense gaan maak, sodat ons kan word soos U seun Jesus. En kan reg wees die dag wanneer U ons gaan maak. Daarom is my gebed vanoggend, Here. Ja, ons gaan weer beproewings gaan nog in hierdie week. Volgende maand, die volgende jaar. Maar Here, dat ons U voor sal hou. En sal bid totdat U self in ons sal sien. Seën hierdie woord in ons harte, Here, in die wonderlike